Is ingeskakel hier by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Annelien. Annelien, baie welkom by ons. Het is lekker om jou weer by ons te hê. Jy het al 'n slag 'n bietjie gesels met ons en dit was so interessant. Ons het besluit om jou weer te nooi. So baie welkom. Baie dankie Barbara, dit is my voorreg om hier te wees en dit wat die Here in my lewe doen, met ander te deel en ook dit wat ek by ander leer, ook om van dit ook dan vir ander weer te gee, wat nie die blootstelling het wat ek het met ander personele mense nie. Annelien het 'n baie belangrike pos en sy werk baie hard en sy moes tyd inruim om vandag hier by ons te wees. Ons sê vir jou baie dankie en ons is bly jy kan by ons wees vandag. Baie dankie Barbara, ek waardeer dit. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is volgend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Annelien. Dit is so lekker om vir Annelien hier by ons te hê. Ons sien uit na die boodskap wat sy vir ons gaan bring. Ons sien uit om meer te leer van haar lewe en haar besige program en alles wat sy elke dag beleef en doen. Annelien, vertel nou eers vir ons waar het jy groot geword? Ek is 'n Vrystaatse plaasmeisie. Ek het in Botawil groot geword, naby die Valsrivier en regte klein tombootjie gewees. En ek het groot geword in 'n huis waar my ma die Here gedien het. En sy het laasweek 99 geword en ek het 'n foto van haar Bybel geneem met die voorbeeld wat sy gestel het met haar lewe, soos haar hand se suur, die leer omtrek so al weggevreet het, soos wat sy tyd in die woord spandeer. So dit was my voorbeeld gewees en ek het altyd hierdie honger gehad om 'n verhouding met die Here te hê soos wat my ma gehad het. En so het ek ook saam met haar kerk toe gery, maar ek het altyd gevoel daar kort iets. Ek het meer 'n dieper ondervinding met die Here nodig as net die gewone woord wat ons in die kerk ontvang. En hoe het dit vir jou toe geloop? Weet jy Barbara, ek is toe kosskool toe en ek het 'n vriendin ontmoet, Petro, en ons is saam na Beth-Elim kampkonferensie toe gewees en daar het die dominee gepraat oor God se liefde vir ons. Sy loving kindness is my altyd so mooi in Engels en daar het ek, toe ek 15 was, my hart en my lewe vir die Here gegee en ek het net begin leef van die woord af en net tyd in die woord spandeer en dit het net deel van my menswees geword. Spontane verhouding met Jesus, 'n dieper verhouding met hom gehad, elke dag tyd met hom spandeer. En van toe af het jy nooit weer teruggekyk nie. Barbara, ek wens ek kan dit sê, maar daar was tye in my lewe wat ek my oë van God afgehaal het en dis ook wat ek vandag oor wil praat en ek het my oë op mense gesit en ek het gestruikel en ek het geval. Ek wens ek kan sê dit het nooit gebeur nie en dit is ook goed dat ek die afgelope tyd baie na kyk in my eie hart. Ek kyk nou dat ek my hart reghou voor God en met myself en met ander mense en dit is ook vir my belangrik om in die loop van wat ons gesels ook te sê, daar's baie keer dink mense die Here het iets in jou gedoen, maar ons dien 'n God van liefde en dan begin jy verstaan nie hoekom jy omstandighede is nie, om te leer om God te vergewe, om jouself te vergewe en jou medemens te vergewe. Maar dit is makliker gesê as gedaan. Maar ja, ek het teruggekom na Jesus toe 'n paar jaar later en ek het weer my verhouding met God begin dieper vat en ernstiger vat en 'n closer verhouding met hom begin gaan as ooit van tevore. En sê vir my, wat het jy na skool gaan doen? Ek is 'n geregistreerde verpleegkundige en ek het gaan verpleeg. My hart was toe ek tot bekering gekom het om Bybelskool toe te gaan, want ek het gedink dit is waar ek meer van Jesus sou leer, maar die Here het 'n groter plan gehad as net Bybelskool, want ek dink alles wat ek nooit dalk so geleer het in 'n ander plek, net ek in verpleging geleer en almal sê altyd dit is 'n sendingveld en dis regtig dit vorm jou en dit breek jou en dit maak jou en dit maak jou weer sterker. En vandat ek die eerste dag ingestap het, dit is nou die 27ste Desember, 40 jaar terug dat ek begin 40 jaar, sjoe. Ja, wat ek begin verpleeg het en ek het gesien van my kollegas het hard geword en hulle het onsensitief begin raak en dit was altyd 'n gebed van my hart dat mense God se liefde en loving kindness deur my lewe sal voel vloei. So vir my moet daar 'n vloei wees van God se liefde of as ek in die oggend stilte gehou het en ek werk met my pasiënte, moet hulle kan voel God se lig, sy lewe en sy liefde vloei deur my hande na hulle toe.
En sê vir my, maar jy het nie in die hospitaal gebly nie, jy het jou pad toe 'n ander draai geloop, nie. Weet jy, ja, in 1994 met die veranderinge in die land het ek gevoel, ek kan nie altyd saamgaan saam met hoe my mede-kollegas werk nie, en dit het my gepla, en ek het gebeur ook daai tyd, en ek het toe 'n posisie gekry by die myn, want vir my was dit belangrik om Sondag aan die kerk te kom, en dit het ek oorgegaan in beroepsgesondheid, en daar het ek Beroepsgesondheid. ja, beroepsgesondheid, en dis lekker ure, en naweek is jy af, en dan kan jy tyd met die Here spandeer, en jy kan funksies saam met die kerk doen, en jy kan uitreike doen, waarin as jy in die hospitaal bly, is jy vas met jou ure. Wat behels beroepsveiligheid? Beroepsgesondheid, wat behels dit? Wat ons basies dan elke dag nou doen, ek is weer terug in beroepsgesondheid, is, ek was terug hospitaal toe na radiologie toe, maar in beroepsgesondheid gaan oor jou beroep waar die pasiënt of die kliënt hom bevind, en dan om die kliënt veilig te hou volgens wet, dat hy nie homself of die werkgewer benader nie. So jy kyk na die persoon in totaliteit. Ons doen screening prosedures om te kyk of die persoon geskik is. Baie van ons werkers werk ondergrond, het hulle nie dalk TB nie, het hulle nie dalk diabetes nie, en hy kan ook in die diabetiese koma ingaan om te kyk dat daai siekte so goed beheer is en gekontroleer is. So dit is basies die kern van die hele ding, nie? Ja, dus om die werkgewer veilig te hou, volgens wet, en om dan die werknemer ook te beskerm met die werk se, kan ek sê, die environment, die omgewing waarin hy werk, die radiasie of die stof, en die goed om nie sleg benadeel nie, dat dit beheer is en dat hulle veilig gehou word. So dis waarna jy kyk in geheel na die mens. Ja. En dit vorm jou denke oor die mens, nee? Ja, ek het nou die geleentheid gehad in 2021 het laboratorium so hoofkantoor ons gekontak en gevra ons met hulle emosionele mediese ondersoeke gaan doen, en dan ook hulle fisiese mediese ondersoeke. So en toe het ek agtergekom dat ek weet nie genoeg van trauma, emosionele trauma nie. Ek het in 1994 klaar gemaak met psigiatrie, maar intussen het daar ongelooflike baie nuwe navorsing voortgesprei deur breinscans, deur almal wat nou weet makliker mekaar kan praat wêreldwyd. So daar is soveel nuwe navorsing oor hoe ongelooflik fyn gekalibreer die mense is, en ons geesmens en ons sielsdimensie en ons liggame, en hoe al drie saamgevleg is, en ja, dit het ek bietjie verder gaan navorsing doen, 'n bietjie opgeswat oor emosionele trauma, en ja, so ek het nou vir 'n paar weke in laboratoriums gaan werk, waar ek mense se mediese ondersoeke gedoen het, en 'n ander faset weer gesien het van ons mediese personeel, en waaraan hulle blootgestel is. En vertel bietjie vir ons van hierdie emosionele trauma. Barbara, wat dit baie moeilik is, ek het self toe ek radiologie gewerk het, ook met my kollegas, en dan in die multidissiplinêre span, is dit soos die mense wat met hierdie goed werk, is mense wat op die voorfront is. So, hulle is altyd eers by met 'n motorongeluk, of met 'n besering, of met 'n beroerte. Is hulle altyd eers daar om bloed te trek, en hulle kom eers in aanraking met die pasiënt. En ek dink ons vergeet baie keer, as ons daar lê, of as ons geliefde langs ons in die hospitaal lê, dat die persoon wat daar gaan staan, het ook 'n geskiedenis, en hy het ook 'n familie, en baie van die kliënte raak baie keer ongeduldig en moeilik as iemand nie 'n aar kry nie, of hulle sukkel om die prosedures te doen soos hulle dit moet doen. Maar daai persoon wat daai bloed trek, of wat daai ondersoek doen met jou, het self 'n verwysing, is raamwerk, en baie van hulle het hulle eie geliefdes verloor, soos met COVID, het baie kliënte 3 familielede verloor. So elke keer as hulle in 'n saal inkom, dan word hulle ook getrigger. Hulle word weer herinner aan dit wat hulle verloor het. Hulle verlies en goed wat hulle gelei het in die verlede. So dit is waar die counseling inkom, is hoe om jou triggers te hanteer. Hulle sien ook baie negatiewe goed. So om dan hulle toe te laat om te kan gesels daaroor, want dit het jy in jou liggaam onthou, die trauma wat jy opdoen. So dit is belangrik dat die trauma wat jy beleef het, dat jy daaroor skryf, of met iemand gesels om dit uit jou sisteem uit te kry.
anders word dit soos gif en dit vergiftig jou liggaam. Ons is ongelooflik fyn gekalibreer. Die Here het ons ongelooflik spesiaal gemaak. En ons is nie gemaak om al die toksiese goed in ons harte rond te dra nie. En dis waar om joernaal te skryf en te bid en te worship en fisies in die natuur te gaan loop. Dit bring ons weer terug na God toe. En waar ons kan net tyd met ons spandeer en weer kan gesond word. En die kern is om weer gesond te word, nee. Die kern is, en dis is ook soos ek het nou die aand gebid en vir die Here gevra, waaroor praat ek, want daar's 'n breë spektrum waar mense kan praat in so kort rukkie se tyd. En ek sien ek 'n hand en ek sien verskillende V's en dit gaan oor verhoudings met jouself, verhouding met God, verhouding met ander mense en dan die vreugdes van die lewe. Jy weet, en jou duim kan jy sê is jou verhoudings. Hy vat, as jy nie 'n duim het nie, kan jy nie lekker krip kry op iets nie. En jou wysvinger is jou vreugdes en baie keer neem 'n ou goed van selfspreking aan en jy sien dit nie meer as 'n vreugde nie. Soos ek ry werk toe en ek sien hoe die grasies waai in die wind en dit is vir my mooi want dit is deel van God se skepping en dit is vir my 'n bekoring. So dis 'n klein vreugdetjie. En dan ons middelvinger is baie keer so baie in die pad. En hy staan sommer uit bo al die ander vingers en dit is ons verliese. Ons kyk so baie keer vas in ons verliese. Het sy verhoudings en het sy troeteldiere wat afgesterf het of iemand wat ons verloor het of finansies wat ons verloor het of 'n werk wat ons verloor het. En dan my ringvinger, dit is ons verwonderings waarin ons staan, ons waarderings wat ons het vir die lewe, dit wat God se awesomeness is in jou ringvinger, is ook ons verbond met God en met ons huweliksmaat. En dan die pinkie is wat, hy is so klein, mens sien hom nie raak nie, maar as ons na die pinkie kyk, moet ons onthou, hy speel sy deel, en dit gaan in waar kan ons veranderinge inbring in hierdie nuwe jaar wat nou voor lê? Veranderinge in ons verhouding met die Here, met onsself en met ander mense, en om mekaar met meer grace en liefde en sagter te hanteer, want die lewe het hard geword. En alles gaan oor performance. Oral waar mense sien, gaan dit oor performance en mense is uitgebrand en mense is moeg. En dit gaan weer kom terug na konneksie toe, want ons is gemaak in die heel eerste plek van Genesis 1 af, met konneksie met God en met onsself en met ander mense. En om in daai konneksie te bly, nee. Ja, as jy nie in daai konneksie bly nie, dan begin daar trauma in jou liggaam ontwikkel in jou geesmens en jou sielsdimensie. Hulle noem dit 'n rupture of 'n wond vorm en daai word dan kwaad. En as jy nie met dit reg deel nie, dan word dit soos 'n wond wat sleg word en wat dringend hulp nodig het. En jy lê klem op daai wond en jy probeer daai wond behandel, nee. Ja, dit is wat ongelooflik nodig is en jou eintlike genesing vind plaas as jy tyd in aanbidding voor God se voete spandeer en ook met geliefdes en met ander woorde in worship saam met ander kinders van die Here en tyd met jouself te gaan spandeer, ook met jouself te sê waar is ek, waartoe is ek op pad en hoekom is ek waar ek is. Het is belangrik wat jy vir my sê dat 'n mens tyd met jou, dat mens tyd saam met ander mense ook moet spandeer, nee. Dit is waar fellowship inkom en waar Paulus gesê het, moenie die onderlinge byeenkoms versuim nie. En dit maak 'n mens ook sterker. Ja, een koeltjie kan nie alleen 'n vuurtjie maak nie. Ja, en dit bind jou en dit maak jou sterk. Ja. Dit is so lekker om te hoor hoe jy groei in jou werk en wat elke ding vir jou beteken, Annelien. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is vandag ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Annelien. Annelien, dit is so interessant om te hoor hoe jy jou dag saamstel, maar beskryf vir ons 'n dag in jou lewe. Barbara, baie dankie vir die voorreg weer eens om hier te kan wees en 'n bietjie van myself en my werk te kan deel. So vroeg in die oggend as ek wakker word, probeer ek net stil raak en tyd met die Here spandeer en in die woord spandeer en net sy hart te hoor vir die dag. En daarna maak ek nou maar net klaar om werk toe gaan, soos ekskuus tog, as ons dan kom by die werk kom, begin ons eers met ons opvolgpasiënte en
dit is maar gewoonlik jou ouens wat die eerste keer by ons kom, wat onseker is, wat hulle kan verwag, wat hoë bloeddruk het, wat ons verwys het, en dan begin ons maar die dag met ons gewone medicals, en dan tussenin sien ons verskillende kliënte van verskillende plekke af. Baie van ons kliënte het emosionele uitdagings, hulle sukkel om werk te kry, as hulle by ons kom is hulle baie gespanne, dan gee ons ek gee so 'n bietjie counselling, en gee kliënte geleentheid om 'n bietjie te gesels en te vertel wat is op hulle hart, wat pla hulle, hoekom is hulle bloeddrukke hoog, waar hulle vandaan kom en wat aangaan in hulle lewe. Ek kom agter ons mense is in baie ontkenning, ons mense is baie in performance om te kan perform en goed te kan presteer, en ons mense kry emosioneel swaar. Ek dink die hongerte wat daar is na Christus toe word nie vervul nie. Mense het belangeloos begin word. Ek dink die selfone en media op die selfone vervang baie keer ons verhouding met die Here, ons verhouding met mekaar en verhouding met ander mense. Ek kom agter dat mense meer eensaam is as ooit van tevore, vandat ek begin verpleeg het 40 jaar terug. Meer eensaam? Ja, tog is hulle tussen baie ander mense, maar hulle, die media, hulle is so op die selfone ingestel het, kommunikasie, mense weet nie meer om te kommunikeer nie. En dan kom ek baie agter, baie mense deel met my, klein goedjies wat ek optel by kliënte, wat deur emosionele trauma gegaan het, of deur mense wat in die weermag was, wat 'n vriend van hulle is langs hulle dood geskiet, en hulle is gespanne, en hulle het hierdie hoë bloeddruk, en hulle het bewerasies, en hulle is nie hulle self nie. En dan vra ek, wat het met jou gebeur? Ek is nuuskierig, ek wil weet, hoekom is jy vandag waar jy is? En dan begin hulle oopmaak en vertel vir my dat die ouetjie langs hulle is doodgeskiet, hulle vriend is op die grens langs hulle doodgeskiet, of hulle vrou is dood tydens kraam, of enige iets wat traumaties was wat hulle gebeur het. En dan in daai paar minute kan ek 'n bietjie met hulle deel, en as die Here vir my wys ek kan vir jou bid, dan vra ek van kan ek vir hom bid, en partykeer salf ek iemand, of partykeer vat ek net sy hand, ek deel 'n skrif met hulle, en ek bid saam met hulle. Dan bid jy saam met hulle. Ja. En kan jy verskil sien in hulle optrede dan? Weet jy, Barbara, dit is baie interessant. Baie van my kliënte praat 'n ander taal wat ons mekaar nie so lekker altyd kan verstaan nie, dan praat ons van 'n galo. En dan lê die kliënt op my bed, ek laat lê hulle, ek speel sagte musiek, en dan vat ek baie keer 'n pasiënt se hand, en dan sê ek net, Here, dankie vir u lig, u lewe en u liefde, en ek vra dat u vrede oor hierdie kliënt sal kom, en dan is dit doodgewoonweg net iemand wat bang is, wat onseker is, en dan vra ek vir die Here om asseblief die persoon te help, as dit nie bloeddrukprobleme is nie, as dit net angstig en vrees is, dat die Here net vir hom kalmte sal gee, en dan kom hulle bloeddrukke af. So ek het kliënte waarvoor ek, toe ek begin werk het by GD, hulle teksversies gegee het, en hulle, as hulle terugkom, vra hulle vir my, onthou jy my, en dan sê ek, nee, ek onthou hulle nie, dis te baie, maar dan is Jy kan nie almal onthou nie. Jy kan nie almal onthou nie, maar hulle onthou jy, want ons is 4 susters, so ons is nie baie nie, en dan sê hulle, maar hierso geskrifie wat jy gegee het, so, en dit is waar ek in my loopbaan geleer het, om in klein goedjies gehoorsaam te wees, en as die Here vir my sê, ek vir iemand vra, wat is jou droom, dan weet ek, die Here wil met daai persoon vandag 'n ontmoeting hê, of in daai persoon se lewe ietsiekie inspreek, al is dit net 'n drukkie, al is dit net 'n versie, al is dit net 'n glimlag, of bietjie bemoediging. Ons mense werk hard, die wat werke het, die ander is bang, die meeste van die mense het nie werk nie, hulle sukkel, hulle sê vir ons, hulle is honger. So om jy kan nie almal help nie, maar want ons het 'n plig teenoor die werkgewer en teenoor die werknemer. So om neutraal te bly en God se hart nog steeds te hê vir die persoon is baie keer moeilik, en baie keer raak 'n ou moedeloos, en jy voel naderhand jy raak ongeduldig. Maar soos ek gesê het, toe ek begin verpleeg het ek vir die Here gevra om my te help, om nie 'n harde hart te kry nie, maar om mense deur sy bril te sien, sy hart te sien vir daai persoon voor my. En partykeer is ons moeg en is warm, en dit is 'n lang dag, en dan vang ek myself uit dat ek ongeduldig raak, en dan gaan ek badkamer toe en vra ek vir die Here om net weer vir my, net weer vrede te gee, en daai rustigheid te gee, en dat ek my kliënte reg kan hanteer. Want elkeen wat voor jou kom sit is anders, nie? Elke persoon wat voor my kom sit is anders, en elke persoon, soos ek nou gesê het, het 'n familiegeskiedenis, het 'n verlede, maar het ook 'n toekoms. En baie klein dingetjies wat 'n mens vir mense sê,
kan hulle toekoms maak of breek. En ek dink nie ons besef die impak en die verantwoordelikheid nie, want ons woorde dra krag vir elke persoon wat ons pad kom, en ook in die nuwe jaar wat nou voorlê. Die Here stuur mense oor ons pad, en baie keer is ons die enigste lig wat hulle het vir die volgende paar tree vorentoe. Jy weet nooit wie sit voor jou nie. Jy weet nooit, is dit 'n cleaner of is dit 'n manager nie. En so vir my is my in benadering, of dit nou, ek kyk nie eers na die titel, of dit 'n cleaner is, en of dit 'n mine overseer is, hulle word dieselfde hanteer, want jy kan vir daai cleaner iets sê, en hy gaan vertel dit vir sy kind, en daai kind word ons volgende staatspresident. Jy weet nooit wie sit voor jou nie, maar God weet. En dit is hoekom dit vir my belangrik is om met kindness ons kliënte te hanteer, wat voor ons kom sit. So elkeen is vir jou spesiaal. Ja. Dit is so goed om dit te hoor. Maar jy lê baie klem op trauma, nee? Omdat ek die afgelope tyd, ek moes die emosionele trauma counseling gee by die spesifieke plek waar ek gewerk het in 2021, en ek het gevoel ek kort te skiet. Ek moet of ek skiet te kort, ek moet bietjie meer oplees en meer leer en bietjie dieper gaan in dit. En toe het ek kursusse bygedoen om die kliënt voor my beter te verstaan, en ook myself. En daar het ek geleer hoe belangrik dit is om ons eerste 7 jaar van ons lewe, van konsepsie af tot op 7 jaar, die impak wat ons omgewing op ons het, en dan op verhoudings. So ons is almal gemaak vir koneksie, en as jou koneksie nie reg is van jou kinderjare af, en sukkel jy later. Maar die nuwe navorsing sê hulle ons kan maar 'n bietjie moed skep, want ons brein vorm nog in die later jare tot jy by 32, wat ek nou laasweek gelees het, tot op 35. So, al het jy nie 'n goeie wegspring gehad nie, kan jy nog steeds aan jouself werk, en dit is wat vir my belangrik is. Ek deel baie inligting met kliënte, en wat hulle kan gaan lees, en wat hulle aan hulle self kan gaan werk mee. Elke een se behoefte is anders. Daar is baie mense wat sukkel met identiteit, wat nie weet wie hulle is en waartoe hulle gaan nie. En ek het in die week ietsie geluister wat een van die persone wat 'n spreker was gesê het, is dat 'n meisiekind vorm haar identiteit met haar pa's. Dus hoekom pa's besef nie hoe belangrik dit is om 'n mooi verhouding met hulle kinders te hê nie. As 'n dogter weet wat sy verhouding sy met haar pa het, gaan sy dit nie in 'n ander man se arm soek nie. Dan gaan sy 'n selfversekerde jong dame word. En dis klein goedjies is dit wat ons weet, dit maar ons maak nie 'n punt daarvan nie. Die pa's moet leer om meer betrokke te wees by hulle kinders en meer teenwoordig te wees. Ons is baie ingestel op wat ons het en waarmee ons ry en performance, maar daai kind soek nie daai geld nie, hy soek nie daai blink nie, hy soek daai 1-tot-1 face-to-face experience met 'n ouer, want dit is ons spesiale verhouding, nee. Ja, ons is gemaak vir attachment, ons is gemaak om iewers te behoort en te belong, en 'n kind moet ten minste een dominante persoon hê in sy lewe, as dit nie sy ma is nie, dan 'n pa, of 'n ouma, of 'n oupa, of 'n familielid wat 'n kind mee baie sterk bonding het, dat daai kind voel, hy belong. Want dit na eerste 7 jaar word jou grondslag gelê, en later in lewe sukkel jy om te funksioneer, optimaal te funksioneer. En as daai grondslag nie reg is nie, kry jy verskillende, hulle noem dit attachment teorieë, jy weet, wat jy ontwikkel. As jy 'n sekeer verhouding gehad het met jou ouers, het jy 'n sekeer attachment. As jy 'n disorganized attachment style het, met ander woorde, vandag was jou ma vriendelik en liefdevol, môre as jy na haar toe kom, het sy jou weggestoot en op die selfoon gespeel, dan begin die kinders verward raak, want dieselfde persoon wat liefde moet gee, en wat die een oomblik liefde gee, die volgende oomblik stoot jou weg en ignoreer. Verwerping. En dan kry hulle verwerping, dan kry jy 'n anxious attachment style, wat jy's angstig in jou verhoudings en jy raak clingy. En dan kry jy 'n avoidant attachment style, wat jy vermy kontak en jy vermy jou 1-tot-1, wat belangrik is. En daai 1-tot-1 is die belangrikste, nee. Dis hoekom, ja, ons was geskaap, as jy gaan kyk wat Jesus sê in Johannes 15 en Johannes 17, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, dan sê hy, bly in my soos ek in julle, sodat ons een kan wees. Jy kan nie op jou eie vrug dra nie, so, en dit is, ons is een met hom, een met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan moet ons in lyn wees ook met onsself, jy weet, ons gedagtes en ons woorde en ons liggaam, moet ons besef, funksioneer as 'n eenheid, so ons weer stil raak en agterkom, wie is ek, waartoe is ek op pad, wat gaan aan in my liggaam, wat voel ek in my liggaam,
Wat voel ek in my gemoed? Wat voel ek in my, is ek angstig? Is ek onseker? Hoekom? Spreek dit aan. Dis tyd om te gaan stil raak voor die nuwe jaar en alle spoed wegbreek en net weer te gaan huiswerk doen en besluit waarom wil ek werk? Wat wil ek verander? En nie onrealistiese, ek sien nie nou nuwejaarsvoornemens nie, glad nie. Dis elke dag wat jy hierdie goed in ag neem waarvan ek nou praat. Dis 'n konstante vloei en stroom van besluitnemings die hele dag en om ons gedagtes te kies en positiewe gedagtes te sit. Ek praat nie van ligtelike goed nie, ek praat om 'n doelbewuste keuse te maak ten spyte van moeilike omstandighede om positief te bly en op God se woord te staan ten spyte van. Al is dit al gaan dit moeilik, jy moet positief bly. Ja, dit gaan daaroor om die mind to have a mind of Christ. En dit is waaroor die kern gaan, dat jy ten spyte van jou omstandighede positief bly. Ja, ek gaan, as ons die volgende segment gaan ek bietjie gesels oor, as jy gaan kyk, die seisoen toe Jesus gebore was, dis nie noodwendig net Kersfees nie, dit is hoe hy in die wêreld gekom het. Sy ouers was onseker. Hulle het nie geweet waar hulle gaan vir hy nag nie. Hy is in 'n stal gebore. Hy het soveel, sy pa wou nie, niks met sy ma het waar hy gehad het nie. Verstaan jy, dink ons aan dit? Nee, ons dink net, as ons dink aan Kersfees en ons al die blink liggies en nuwe jaar en is vuurwerk en ons dink, wow, alles moet perfek wees. Nee, die lewe is nie perfek nie, ongelukkig nie. En dis hoekom ons 'n verlosser nodig gehad het en dis hoekom hy gekom het. Hy het gesê, alles vrede vir julle. Dit is hoekom ons 'n verlosser nodig gehad het. Ja. En dit is die kern van die hele Kerstyd, nee. En van die nuwe jaar en van elke dag. Ek sê altyd, elke dag. dis elke dag Kersfees en ek verjaar elke dag, want elke dag is 'n geskenk uit God se hand uit. Wat maak ek met hom? Ja, wat maak jy met daai dag? Nee, jy het net daai een dag. Ja. Jy het nie gister nie, jy het nie môre nie, jy het net vandag. Ja. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is volgend ingeskakel hier by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Annelien. Annelien, ons het nou so baie by jou geleer vanoggend, maar jy gaan nou vir ons 'n bietjie meer vertel van die 5 punte, soveel soos ons in ons hand het, wat 'n verskil in jou lewe maak. Deel dit met ons asseblief. Ja, ek het gevoel nou die aand toe ek gebid het en vir die Here gevra het, wat is belangrik wat ons moet onthou, wat ons in die nuwe jaar elke dag as ons handpalm sien, aan kan dink. En vir my die heel eerste ding wat vir my uitgelig het, is ons verhouding. Ons verhouding met hom, ons verhouding met onsself en ons verhouding met ander mense. Ek het dit al reeds bietjie vroeër genoem, maar wat ek graag oor wil vra is, in jou verhouding met jouself en jou verhouding met God en dat jy in die jaar wat voor lê jou verhouding met God jou belangrikste verhouding gaan maak. Nie in 'n godsdienstige sin van die woord nie, maar ons het nou gesels en toe sê ek, ons leef, ons beweeg en ons is in hom elke dag. So dit is nie 'n ritueel nie, dit is nie 'n wet nie, dit is 'n spontaniteit wat ons in hom is, in sy liefde loop en wandel en in spontaniteit sy liefde met ander mense deel. Dit gaan nie oor reëls en regulasies nie, maar dit gaan oor daai lig wat deur ons vloei, daai liefde wat deur ons vloei, want hy is die lig van die wêreld, hy is die water van die lewe en hy verander ons kan dit nie deur onsself doen nie. En dan die tweede faset? Die tweede faset is die vreugdes, is om te midde van moeilike omstandighede in ons lewe, in elke dag, as ons vanaand in die bed lê, oor hierdie 5 punte te dink en te dink, wat het vandag vir my vreugde gebring? Soos gisteraand, ek kon nie ophou foto's neem van die reënboog nie, ek kon nie ophou foto's neem van die wolke nie. Dit is so mooi, en toe die son so sak en die krieke sing so, en ek dink, hulle worship die lewende God. So dit is wat jou vreugde is in jou wysvinger. En daar's klein vreugdetjies in die lewe ook, soos 'n kind wat vir jou dankie sê, of liefde, of kontak met mekaar, nee. Weet ek gaan toets iemand se oë en ek kom terug by my tafel en daar lê 'n slab chocolate. Nou ek het dit regtig nie eintlik nodig nie, maar iemand het dit goed gedink en dit is om te dink, okay, ek maak nog 'n verskil. Ek weet nie eers wie die chocolate gegee nie. So ek gaan sê vir Judy, hoor ek het 'n chocolate gekry. Ek declare net ek het iets by iemand ontvang. Dit is nie 'n bribe nie, dit is net iets wat ek by iemand gekry het en ek dink, okay, in my hart
klop dit warm, want ek weet, ek maak nog iewers 'n verskil in iemand se lewe. En dit is soos wat jy sê, 'n drukkie. Partykeer is 'n ou net moeg, iemand saam met wie ek werk, moes gisterand haar hondjie laat uitsit van ouderdom, en ek het gesien die afgelope 2 dae, sy kry swaar, en ek het vanoggend net weer na haar toe gestap, en ek het vir haar 'n drukkie gegee, en ek het vir haar ietsiekie, 'n klein sjokoladetjie gegee. So dis klein dingetjies, wat vir my is dit weer lekker om vir haar iets te doen, want baie ander kere, as ons wegwerk, en ek is onder baie druk, en ek sien al hierdie pasiënte met al hierdie hartseer, en ek moet myself eers weer bymekaar kry, voordat ek die volgende kliënt kan sien, dan kom sy, en sy dra vir my koppie koffie aan, en daai koppie koffie sien my weer deur vir die volgende 3 ure. So, ons het groot geword in 'n samelewing wat ons dink, het is al die groot, en al die duur, en alles wat geskenke is, en alles wat geld kos, maar die vreugdes van die lewe, die Here so gemaak, wat liefde kos nie geld nie, omgee kos nie geld nie, belangstelling kos nie geld nie, dit vat wel tyd, wat ons nie, baie van ons het nie die tyd nie, daar is soveel mense, dan dink ek aan, ek het nog nooit, dit die jare is by, ek het nog nooit by jou uitgekom nie, ek het nog nooit by Afrika uitgekom nie, daar is soveel mense by wie ek wil uitkom, maar ek het, prioriteite, dit is my werk, dan sit my ma, en dan sit my eie lewe, en my eie vriende, en dan van daarna af, dan moet 'n ou uitgaan. Maar daar's baie mooi in die lewe wat glad nie geld kos nie. So wat is ons vreugdetjies? En dan vir my 'n baie belangrike punt is ons verliese wat ons het in die lewe. Die verliese. En die verliese kan ons dieper raak, nê. Ja. En die verliese het 'n groot invloed op ons lewe. Verliese kan jou laat stak. Verliese kan maak dat jy nie verder gaan nie. So, en baie mense sê altyd, ag, kom nou oor dit, die hond is nou 3 jaar dood, of jou man is nou 3 jaar dood, of jou ma is nou al 2 jaar dood, en jy is nog steeds daar gestak. Dit verlam jou, dit is basies soos die vries respons, jy raak heeltemal verlam in jou omstandighede, jy voel jy kan nie sonder 'n persoon aanbeweeg nie. Wat belangrik is om te weet, ons rou met ons harte, ons rou nie met ons breins nie. En hoekom ek dit sê is, in ons brein, in ons kognitiewe, is daar tyd. Daar's 'n tydsfaktor, maar in ons harte is daar nie 'n tydsfaktor nie. En mense raak te mekaar met dit, en mense kry baie swaar. Ek werk baie keer met mense wat vir my sê, almal jakkel net af en sê, kom net oor dit. Jy kan nie net oor dit kom nie. Dit is 'n rouproses, maar jy moet ook nie stak bly nie. As jy agterkom, jy raak depressief. As jy agterkom, dit raak vir jou te veel. Kry iemand met wie jy kan gesels. Skryf dit uit. Bid dit uit. Verstaan jy? Huil dit uit. So jy moet daai verliese verwerk. As jy daai verliese nie verwerk nie, dan word dit gif in jou liggaam. En dis waar outoimmuunsiektes ontstaan, dis waar siektes ontstaan, dis waar breinsiektes ontstaan, want ons blok dit uit. Ons is nie in erkenning nie, ons ontken dit. Baie mense het so groot geword. Ons ouers, vandag se ouens bo 50 jaar se ouers was streng. Ons is nie toegelaat om te gehuil het nie. Ons is nie toegelaat om gehoor te word nie. Hulle is gesien, maar hulle is nooit gehoor nie. En ons onderdruk net alles. En ons staf het net in die denial bakkie, en ons gaan net aan. Maar iewerste loop daai verliese bakkie oor, met allerlei emosies, en dan kom dit uit in woede. En woede is 'n goeie ding in die sin van, dit is as dit beheers toegepas word. Woede is om vir jou te sê, iewers in my sielste mens is ek verontreg. Iewers in my menswees is ek te nagekom, want woede is soos waar jou kop gaan seer wees, en vir jou liggaam gaan sê, jy het bietjie koors as fout. Sê woede vir jou, maar luister hierso, jy is te nagekom. Dis hoekom jy so voel, want ons is gemaak vir liefde, ons is gemaak vir koneksie. Ons is gemaak deur 'n Skepper wat gesê het, voor die grondlegging van die aarde, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Ons is nie gemaak vir verwerping nie. Ons is nie gemaak om seer gemaak te word nie. Maar die lewe is vol seer kry. Die lewe is vol verwerping. Ongelukkig is ons almal mense. Ons is op pad om verander te word na die beeld van Christus toe, maar ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie daai volmaaktheid nie. So ons kry nog seer. Ons maak ander mense nog seer. Die belangrikste is om goed nie te oordink nie, maar om seker te maak dat as jy seer gekry het en jy's kwaad, om dit op 'n gesonde manier van ontslae te raak, dit uit jou stelsel uit te kry, en dit nie, soos wat die woord sê, nie met dit te gaan slaap nie, want dan vorm dit 'n root, en dan begin jou probleme vorm. So mens moet dit verwerk, nee. Daar's verskillende maniere hoe jy dit kan doen, maar die belangrikste van dit is, jy moet dit uit jou stelsel uitkry. Baie mense wil nie meer nie. Ek dink dit is wat die selfoon sleg maak, want mense deny dit.
maar jou liggaam onthou dit. En iewers te haal dit jou in, en dit is waar jou senuweestelsel dan begin tekens en simptome wys van dat goed gebeur in jou liggaam, dat goed gebeur in jou lewe, en jy het nie met dit gedeel nie, jy het net een kant toe geskuif, en dan kom die gesondheidsprobleme. En dit het 'n direkte invloed op jou gesondheid, nee. Dit het 'n direkte invloed op jou gesondheid, want dit raak toksies. Dit veroorsaak toksiese, hulle relate met chemiese afskeidings en wanbalans in jou liggaam met jou gedagtes. En dit is waar jy allerhande dan agterkom, jy fisies moeilikheid, nee. Ja, en dis waar mense soos met irritable bowel syndroom ontwikkel, of moegheid oor hulle hart ontwikkel, of hulle vergeet goed, en dis waar die trauma goed inkom, dat jy begin goed uitblok, en jy wil nie die realiteit face nie, maar God het gekom, en Jesus het gekom, om dis hoekom ons Kersseisoen gevier het nou, dis hoekom Jesus gekom het, om ons te help, deur hierdie proses. Dit word nie weggevat nie, hy is ons verlosser, maar hy is saam met ons in dit, en deur dit, en hy help ons om weer heel te word. Maar as jy in die donker depressie, swaar situasie sit, dan sien jy nie raai lig nie. En dis hoekom dit nodig is om oop en eerlik met jouself te wees, en sê, maar hoe lank is ek nou in hierdie gat? Wat doen ek om uit hierdie gat uit te kom? Is daar iemand wat ek kan vertrou? Daar is altyd iemand, en dis nooit ooit die moeite werd om 'n einde van jou lewe te maak nie. Maar daar's baie mense in die Bybel wat oor daai punt gekom het, wat gevoel het hulle wil nie meer lewe nie. Maar hulle het met God gepraat. En die Here het 'n engel gestuur, of het 'n mens gestuur, dat hulle op pad gekom het, en hy het kraaie gestuur om hulle te voer. En hy het hulle gaan versterk, te midde van hulle stres, te midde van hulle donkerheid, te midde van hulle alleenheid. Ek meen, as ons gaan kyk na Dawid se lewe, hy was 'n man na God se hart, maar kyk wat het die ou alles aangevang. Ja. Kyk hoe het hy droog gemaak, maar weet jy wat is in die Bybel? En hy is 'n man na God se hart genoem, omdat God het compassion vir ons. Hy het gesê, sy genade is vir ons genoeg. As ons swak is, word sy krag in ons swakheid volbring. Maar ons probeer perfek wees. Dis amazing as ek so wegwerk, en ek werk in verskillende beroepe, en ek sien mense perform, en mense wat in denial is, wat prioriteite van prestasie heel eerste stel, en dit is van jou goed wat jou die siekste maak, as jy so die hele tyd in kompetisie met ander is, en die hele tyd wil perform, om God en mense se guns te wys, want jy glo nie in jouself nie, en jy moet bewys, maar jy is hier perfekte wese. Maar Jesus het gekom om vir ons daai leemtes vol te maak, en vir te sê, net soos wat jy is, net soos met al jou foute, ek sien jou as jy alleen is, ek sien jou as jy stikkend is, ek sien as jy huil. Hy het gekom om die wat gebroken van hart is, heel te maak, en dis wat hy in 2026 wil doen. Of jy stikkend is, en of jy heel is, en of jy dink jy is okay, hy is by jou. Hy gaan jou nie los nie. Hy het nie in die verlede nie. Hy dra jou. Hy dra jou. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid. Is hy dieselfde, Hebreërs 13 vers 8. Hy sal ons nooit begewe nie. Hy sal ons nooit verlaat nie. Al lyk die toekoms vir jou hoe donker, hy is by jou. In 2026 ook. 2026 en vorentoe. Elke dag, vat hom dag vir dag. Moenie die toekoms, is nie gemaak om die toekoms te dra nie. Ons is gemaak om vandag in God se volheid, in sy liefde, in sy lewe, in sy lig te wandel, en nie 'n toekoms nie. Ons gedagtes moet nie daar ver wees, ons gedagtes is nou. Hier, hy gee vir ons presence, sy teenwoordigheid, nie persente nie. Sy presence is wat ons koester, is wat ons dra. En al wat ons moet doen, ons moet tot hom nader, nee. Tot hom nader, hy is 'n versigtiging weg van ons. Hy is nader as ons eie volgende asemteug wat ons vat. En hy sal ons nooit verwerp nie. Hy is 'n God van liefde, nog voordat ons was. Hy sê in sy woord, Jeremia 31 vers 3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have called you with loving kindness. En dit gee mense soveel moed vir hierdie jaar, nee. Dis wat ons nodig het. Jy hoef nie te perform nie, jy hoef nie daai volgende mikpunt te bereik nie, jy hoef nie 3 ure Bybel te lees en 6 ure te bid om by God brownie pounds punte te kry nie. Hy is vir jou lief, net soos wat jy is. Hy sê in die woord, jy daar gelê het en jy was stikkend en gebroken, het ek gekom en ek het jou opgetel, ek het jou op my skoot getel en ek het jou genesing gebring. Ons wil dit net vat. Hy is die God van liefde, hy is 'n God van omgee. Al was hy die man van smarte, weet hy waardeur jy gaan. So dis hoekom hy sê, I loved you with an everlasting love. Ai, dis 'n bemoediging vir hierdie jaar en dit gee ons sommer moed vir die nuwe jaar, nee. Dit gee vir ons moed elke dag, elke oomblik om te weet, ons het 'n liefdevolle hemelse Vader wat ons geroep het om 'n pad met hom te stap, nie net in die kerk nie, nie net by die werk nie, nie net by die huis nie, maar oral oor wandel ons, beweeg ons en is ons in hom.
Annelien, ek sê vir jou baie dankie. Jy het vir ons 'n pragtige boodskap gebring en 'n nuwe moed gegee vir 2026. En ek weet dat elke luisteraar hierby 'n baat gaan vind en dat dit vir elkeen baie gaan beteken. Ek bid vir jou 'n besondere mooi jaar toe, 'n jaar vol liefde en vreugde en baie sukses met dit wat jy doen, want jy leef so naby aan die Here. Baie dankie Barbara, ek waardeer dit en ja, ons harte is om een te wees met Christus en 'n verskil te bring in die wêreld om sy lig te wees. Wonderlik. Ek bid vir elke luisteraar 'n geseënde jaar toe, 'n jaar vol vreugde, 'n 2026 wat vol herinneringe en vol mooi dinge gaan wees en dat ons altyd naby aan die Here sal bly. 'n Mooi week vir elkeen en ons kuier DV volgende Woensdag weer saam.